Môre, dis Vrydag die 19de September en ons kyk na die hartseerste hoofstuk in die Bybel, Genesis 3, die sondeval van die mens. Kom ons lees saam met Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Die Hebreëse woord vir 'n slang is 'n nagash. Dit beteken fluisteraar, betoweraar. Die vyand het nie met geweld gekom nie, maar deur misleiding en twyfel. Hy het God se woorde bevraagteken. God het vir Adam en Eva alles gegee. Net een boom moes hulle uitlos. Maar toe Eva van die vrug eet, het sy al klaar gesondig. Adam het geweet dit is verkeerd, maar hy het gekies om saam met haar te val. Uit liefde vir sy bruid het hy ongehoorsaam geword aan God. Kyk wat sê Romeine 5 vers 19. Want so, deur die ongehoorsaamheid van die een mens, baie tot sondaars gestel is. So sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, baie tot regverdiges gestel word. Adam se keuse het die hele mensdom in sonde en dood gedompel. Maar God het 'n plan gehad, die tweede Adam, Jesus Christus. In 1 Korintiërs 15 vers 45 staan daar geskrywe, so is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Waar Adam gekies het vir ongehoorsaamheid, het Jesus gekies vir gehoorsaamheid. In die tuin van Eden het Adam gekies vir sy vrou bo God. In die tuin van Getsemane het Jesus gesê, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hy was gehoorsaam tot die kruis, en deur sy gehoorsaamheid het hy sy bruid, die kerk, gered. En dit wys vir ons 'n groot waarheid. Ongehoorsaamheid is nie net 'n reëlbreek nie. Dit gaan oor liefde. Adam was liewer vir Eva as vir God, maar Jesus was liewer vir die Vader en vir ons, en daarom het hy gehoorsaam gebly. Kom ons bid saam. Vader, ek erken dat ek soos Adam soms kies vir ongehoorsaamheid. Vergewe my, Here. Jesus, dankie dat u die tweede Adam is, dat u gekies het vir gehoorsaamheid en my bruid gemaak het deur u bloed. Heilige Gees, help my om u stem te hoor en in gehoorsaamheid te wandel. Laat my liefde vir u altyd sterker wees as enige ander liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Maar onthou, Jesus is die lig wat red. Adam het geval deur ongehoorsaamheid, maar Jesus Christus het oorwin deur gehoorsaamheid. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.